Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooijeberg, hierdie kant van die microfoon, en ek weet dat u weet wie is hierdie kant van die microfoon, maar dit is seker maar gewoonte dat ons onsself voorstel. Ek groet in die naam van Jesus Christus en ek hoop dat u is vol vreugde en jy sit nie iewers in 'n gat wat jy jouself gegrawe het nie, jy is nie depressief nie, jy is rarig, maak nie saak van jou omstandighede nie. Want ons kyk na omstandighede. En omstandighede is baie keer geneig om vir ons onkant te vang. Ek weet ek preek op dwaallere teen geestelike oorlogvoering, maar die duiwel is geneig om ons te bekruip met gedagtes en dan baie keer vang hy ons onverwags. Ek het dit al ervaar dat ek opstaan in die oggend en ek regtig voel, nee wat, vandag is nie my dag nie. Ek voel omgekrap, ek voel negatief. En dit is dan wanneer 'n mens moet besef, jou stryd is 'n stryd van geloof. Ek voel nie soos 'n kind van die Here nie, maar glo dit. Ek voel nie meer as 'n oorwinnaar nie, maar glo dit. Ek voel nie dat ek vandag enigstens naby die Here is nie. Maar ek glo dit, want wanneer ons kyk na die Christelike lewe, dan kyk ons na die Christelike lewe as 'n lewe van geloof, nie van gevoel nie, nie van ervaring nie. Daaroor is daar so baie mense wat sê, ja, maar ek het dit ervaar, en die ervaring was ek was hemel toe. Maar die Bybel dit nie ondersteun nie, dit nie onderskryf nie, dit nie onderskraag nie. En ervarings, daar's dinge wat ouens ervaar, wat glad nie Bybels is nie. Maar ek het dit ervaar. Jy kan nie gaan op gevoel nie, op ervarings nie, want jy gaan op geloof. En ek het laas vir u gesê, is wonderlik dat die Here ken die dinge van die begin aan die einde, van die einde na die begin. En dat hy so wonderlik is om vir ons die einde te wys, terwyl ons nog nie eens naby die begin is nie. En nou praat ek van die begin van die smarte, ek praat van die begin, die tekens van die tye en die wegrapping. Nou ons is nou in ons 20ste aflewering van die boek Openbaring, en ons is in hoofstuk 6, vers 6. Nou ek probeer hierdie lesings aanbied, dat ons daarom ten minste voor die wegrapping by Openbaring, die einde van die Openbaring kom, en ons is daarom al by hoofstuk 6, maar teen die spoed wat ons beweeg, weet ek nie, ek sal dalk moet meer as een keer die boek Openbaring uitsaai, of vir u meer inligting gee, dat ons kan vinniger deur hierdie hele ding gaan. Maar ek het dit ook vir u gesê, dat u kan na Amos Safarti luister, Raymond Lombard, David Kuzik, en daai manne, om 'n duidelike beeld te kry van die boek Openbaring. Daar's heel wat werklik glo in die 7 jaar van verdrukking, en ek dink ek het dit laas gesê, ek het dit in een van die programme gesê, dat dis ongetwyfeld, beslis, sonder enige teespraak, dat die wegraping van die kerk voor die 7 jaar van verdrukking wees. Pastoor, ons moet daarom geduld hê met die ouens wat glo is in die middel van die verdrukking, en die ouens wat glo is aan die einde van die verdrukking. Luister, as ons dit glo, as ons sê, nee, maar Maurice, solank jy net in die wegraping glo, maak nie saak waar jy om sit nie, dan doen ons daai mense 'n onreg aan. Want daar is nie 'n middel van die verdrukking wegraping nie, en daar is nie 'n einde van die verdrukking wegraping nie. Om die eenvoudige rede dat die Bybel sê, hy kom vir diegene wat hom verwag. Ek verwag die wegraping voor die 7 jaar van verdrukking. Met ander woorde, waar is my verwagting? My verwagting is op die koms van die Here. Ek kyk uit, gaan dit vandag wees? Gaan ek die basyn hoor? Gaan ons vandag verander word, sodat ons kan kom in sy teenwoordigheid op die kristalsee voor die troon van God. Die man wat glo, die wegraping is in middel van die verdrukking,
sy verwagting is nie 'n wegraping nie. Sy verwagting is, ons wag om te sien wanneer die Antichrist die vredesverbond met Israel teken, dan weet ons daar's nog 3,5 jaar, dan is dit die wegraping. Terwyl die Bybel sê, niemand weet die uur en die dag wat die koms, en ek praat nie van die wederkoms nie, let mooi wat ek sê, ek praat van die koms. Die wederkoms is wanneer hy sy voet op die olyfberg sit, en ons weet vir 'n feit, na die wegraping is dit presies 7 jaar. In ander woorde, ons kan bepaal wanneer die wederkoms daar is, maar niemand kan bepaal wanneer die koms van die Here is nie. Maar as ek glo in die wegraping, in die middel van die groot verdrukking, dan weet ek die oomblik as die Antichrist die vredesverbond sluit met Israel, dan is dit nog 3,5 jaar, dan is die wegraping daar. En dit is onskriftuurlik. En ek verwag nie die wegraping nie. Ek kyk uit vir die teken van die Antichrist, die ondertekening van die vredesverbond. Hulle wat glo dat die wegraping is aan die einde van die verdrukking, het ook nie 'n komsverwagting nie, of 'n wederkomsverwagting nie. Hulle het 'n groot verdrukking verwagting. Hulle preek ook so. Ons gaan deur die groot verdrukking. Eers gaan dit kom, en dan gaan dit kom, en dan die merk van die dier, en dan van die Antichrist. Daai mense het nie 'n wederkoms of 'n komsverwagting nie. Hulle verwag die groot verdrukking. Nou die Bybel sê, hy kom vir hulle wat hom verwag. Nou vra ek jou die vraag voor ek die vers lees in Openbaring. Verwag jy die wederkoms? Kom ek vra die vraag. Verwag jy die koms van die Here? Wegraping? Of verwag jy die ondertekening van vrede tussen die Antichrist en Israel? Of verwag jy die groot verdrukking? As jy enige van daai twee laastes wat ek genoem het verwag, gaan jy die wegraping mis. Want jy verwag nie 'n wegraping nie, jy gaan nie stem van God nie hoor nie, jy gaan nie opgaan nie, al is jou lewe hoe heilig, hoe pragtig, en nou sê jy pastoor, maar nou is jy veroordelend. Nee, die Bybel sê, hy kom vir hulle wat hom verwag. As jy dan nou 'n wegraping verwag in die middel van die verdrukking en 'n wegraping verwag aan die einde van die verdrukking, en jy het jou fokus op 'n wegraping wat gaan plaasvind een van daai tye. Ja, miskien. Maar dit is onmoontlik om 'n wegraping te verwag, wanneer die Bybel sê, jy weet nie wanneer gaan hy plaasvind nie. Dis die volgende ding op die agenda. Openbaring 6 vers 6 sê, en toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand. Maar jy kan jou voorstel dat as gevolg van die oorlog onder die tweede seël 'n ekonomiese chaos ontstaan. Die nodigste proviant sal geweldig skaars en dus duur wees. Hierdie situasie hou nadruklik verband met 'n oordeel wat van God kom. Nou luister mooi. Ons is al reeds in 'n voorspel, 'n kleuterrepetisie van die groot verdrukking. Dinge word al duurder en duurder en duurder. Nou het ons voëlgriep. Wat 'n derde van die pluimveehandel en die eiers aanraak, en onmiddellik is die pryse geweldig. Ek het my vrou het gekyk na die pryse, en daar is een wat sê R70 vir 40 eiers. In ander woorde, dit kom al hoe nader en nader na die tyd waar die ekonomiese chaos in die groot verdrukking gaan wees. Daar is nie verniet geskryf dat, soos 'n stem in die middel van die 4 lewende wesens, hierdie skaarsheid aangekondig nie. Veral die gewone bevolking sal onder hierdie krisis ly. 'n kwart koring sal 'n denarius kos, wat gelyk is aan 'n dagloon. Die gewone man sal nie meer as 1 maaltyd per dag kan bekostig nie. Dit is skaars, net genoeg om in die lewe te bly. Al die geld wat verdien is, sal daarvoor gebruik word. Daar is nie meer geld om aan enigiets anders te spandeer nie. Jy wat so lekker gaan vlieg, jy wat so lekker vakansie hou, jy wat so lekker op die luukse passasiersskepe vaar. En luister, daar is niks meer verkeerd nie. Ek sal graag wil wees op 'n luukse passasiersskip. Maar daar's mense wat se lewens daarvan afhang. Ek geniet ook
tennis en ek kyk 'n bietjie rugby en ek hou van sportsoorte. Maar dis nie waaroor my lewe draai nie. Maar baie mense se lewens draai om hierdie en hulle sal duisende rande bestee om net hulle helde in aksie te sien. Daar gaan nie daarvoor, ek glo nie eens dit gaan in die groot verdrukking so meer sport wees nie, maar jy gaan nie meer op daai skip kan ry nie. Daar is nie meer geld om aan enigiets anders te spandeer nie. Die olie en die wyn moet gespaar word. Hierdie produkte word as welvaartsgoedere aangebied, wat ons gewaarsku word om onsself daarvan te weerhou om lief te hê. Moenie materialisties wees nie. Ons is in 'n geweldige materialistiese lewe, waar self die kinders van die Here meer aandag gee aan die materiële omstandighede. Ek gee meer aandag aan wat in my maag gaan. Ek gee meer aandag wat in my huis aangaan. Ek gee meer aandag aan wat ek aantrek. Ek gee meer aandag aan wanneer ek in die mall rondloop, as wat ek aandag gee aan die geestelike aspekte van my geestelike lewe. As hierdie dinge gespaar moet word, kan dit daarop dui dat die ryk mense steeds voorspoedig is. Hulle kan hulle self altyd vir 'n langer tydperk handhaaf as die arme man, maar hulle sal sekerlik die tekort moet trotseer. Miskien nie in materiële sin nie, maar sekerlik in 'n geestelike sin. Dit is moontlik dat die olie en wyn in verband gebring kan word met medisyne. Lukas 10:34 sê, en na hom gegaan, sy wonde verbind en die olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. Dan kan ek in die spaar van olie en wyn God se medelee sien, dat ten spyte van die strawwe beproewinge wat oor die aarde kom, dit nie heeltemal weggeneem sal word nie. Vers 7-8. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4de lewende wesen sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. Wanneer die lam, Jesus Christus, die 4de seël breek, hoor Johannes die opdrag van die 4de lewende wesen wat sê, kom! Nou het al 4 lewende wesens gepraat. Die perd wat jy nou sien is vaal. Die ruiter wat van hierdie perd het 'n naam genaamd dood en 'n volgeling genaamd Hades. Doderyk. Hier kan jy geen spoor van deernis vind nie. Dit is alles duisternis. Dit kan nie anders nie. Want waar God ook al as die bron van lewe ontken word, kom die dood in. Die gebied waar hierdie oordeel plaasvind is die 4de van die aarde. Dit is 'n kleiner deel as die 3de deel, wat die Romeinse Ryk omvat. Die vonnis is dus nog relatief klein. Die hongersnood onder die vorige seël sal gevolg word deur die dood, wat 'n verskeie slagoffers sal eis. Hades, die doderyk, volg die dood, want dit is die plek waar die slagoffers van die dood beland. Die dood handel oor die lewendes en Hades met die dooies. Saam maak hulle slagoffers met swaard, oorloë, hongersnood, honger, pes en die wilde diere van die veld. Wilde diere verteenwoordig waarskynlik gewetenlose mense wat hulle medemens terroriseer. Vers 9. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Wanneer die lam die 5de seël oopmaak, is die resultaat anders as die opening van die vorige seëls. Toe het verskeie perde met ruiters verskyn en sekere dinge gedoen met die vorige seëls. Na die vestiging van 'n valse vrede, het verskeie aksies gevolg wat dood en ellende tot gevolg gehad het. Met hierdie 5de seël sien jy niks gebeur nie, maar jy kry die kans om agter die skerms van die dood te kyk. Ons moet onthou dat Openbaring so opgedeel is, dat ons werklike gebeurtenisse sien en ook dan dele wat inligting verskaf ook sien. Jy sien en hoor individue wat om wraak roep. Hierdie seël is nie 'n direkte oordeel nie, maar is eintlik die voorbereiding vir die oordeele wat hierna onder die blywende seël sal volg. Dit is nie dieselfde soort oordeele soos die van die vorige seëls nie.
Daar het dinge op aarde gebeur wat 'n plaag vir mense is, wat blykbaar deur hulle eie verkeerde dade veroorsaak word, alhoewel God hulle gerig het. Die oordeele wat nog kom is oordeele waarin mense gedwing word om die hand van God meer direk te erken. Diegene wat om wraak roep is onder die altaar. Die altaar is 'n offerplek. Dit blyk uit die beskrywing wat volg. Die siele is van die wat gedood is. Hulle is deur die vyande van God gedood. Hulle is onder die altaar omdat hulle lewens as offers gebring het ter wille van die woord van God. God beskou hulle dood as 'n welgevallige offer aan hom. Hier lees jy van siele, want hierdie gelowiges is nog nie opgewek nie. Hulle liggame is steeds in die graf. Jy moet onthou, met die wegraping, die opstanding. En dit was nie die eerste opstanding nie, Christus was die eerste opstanding. Maar in Openbaring lees ons van die eerste opstanding van die boek Openbaring, van die 7 jaar van verdrukking. Maar met die opstanding het die liggame van die dooies uit hulle graf uit opgestaan. Nou mag jy miskien vir my sê, ja, maar hoe kan hy liggaam opstaan? Hy's verbrand, hy's deur 'n haai opgeëet, hy's in 'n ontploffing. God het die liggaam uit stof gemaak. God weet presies waar is elke deeltjie van daai liggaam, al is hy weer stof geword. En hy sê, daar's heelwat skrifte wat sê, en die liggaam, my liggaam, gaan opstaan. En dan gaan hy oordek word, die sterflike gaan oortrek word met die onsterflike. Hulle is reeds uit, maar hierdie, wat gedood is, wat onder die altaar is, het nog nie hulle opstanding beleef nie, so dis die siele. God beskou hulle dood as 'n welgevallige offer aan hom. Alright, ek het dit al gesien, hier lees jy van siele, want hierdie gelowiges is nog nie opgewek nie. Hulle liggame is steeds in die graf. Dit maak terselfdertyd duidelik dat hulle nie aan die kerk behoort nie, want die liggame van diegene wat aan die kerk behoort, sal by die koms van die Here opgewek word, by die wegraping. Ek het dit ook al verduidelik. Ou-testamentiese gelowiges, Nuwe Testamentiese gelowiges, groot verdrukking gelowiges, is deel van die uitverkorenes in die liggaam van uitverkorenes van God, kinders van die Here. Maar hulle is nie deel van die kerk nie. Hulle is nie deel van die liggaam van Christus nie. Want die liggaam van Christus in die kerk het net gefunksioneer van die kruis tot die wegraping. Maar hulle almal is deel van God se volk, God se kinders. Die gelowiges waarvan ons hier praat, het gesterf in die tyd toe die seels oopgemaak is, toe die evangelie ook verkondig is. Hulle is in daai toestand bly tot die wederkoms van Christus. Ons, wat in Christus nou sterwe, gaan bly in die graf tot die koms van die Here. Dis die wegraping. Hierdie gelowiges se liggame gaan in die graf bly tot die wederkoms. Dis wanneer hy sy voet op die lyf wegsit. Hulle het nie 'n natuurlike dood of weens 'n siekte gesterf nie. Nee, hulle is gedood ter wille van die woord van God en vanweë die getuienis wat hulle gevoer het. Hulle het getrou gebly aan die woord van God, aan die waarheid van God se woord en ook daarvan getuig. Hulle moes met hulle lewe daarvoor boet en hulle was bereid om daai prys te betaal. Dit is hoekom hulle gedood is. Want dieselfde woord is wat vir die Here Jesus gebruik word as die lam asof dit geslag is. Wat mense aan die Here Jesus gedoen het, doen hulle ook aan die wat aan hom getrou is. Hierdie siele is die eerste martelare van die groot verdrukking. Baie van hulle broers sal volg en selfs meer aaklige tye. Vers 10. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U ons bloed op die bewoners van die aarde. Hulle het geroep, maar nie die martelaar self nie, maar die bloed wat hulle verteenwoordig, soos die bloed van Abel geroep het. Die oorsaak van heiligheid en waarheidsleiding in hulle was op die spel, en net as hulle self met hierdie groot saak vereenselwig, huil hulle.
Hulle het met 'n groot stem uitgeroep in die erns van hulle geroep. Die uitroep is gerig aan hom van wie gepraat word as heerser en deur wie ons heel waarskynlik nie Christus moet verstaan nie, maar God self. Daar is inderdaad baie wat ons kan laat dink aan die eersgenoemde, maar die lied van Openbaring 19 vers 1 blyk ten gunste van laasgenoemde te wees. Hulle vertroue dat God sal verlos word, bevestig deur die gedagte aan die eienskappe van hom wat hom onderskei. Hy is die heilige. Daarom sal hy des te meer die goddelose straf. Hy is die ware. Dit wil sê beslis nie die waaragtige nie, want nooit die betekenis van die woord wat hier gebruik word nie, maar of die wese wat alleen 'n ware en 'n wesenlike bestaan het, of die heerser wat heeltemal ooreenstem met die idee van wat 'n heerser behoort te wees. Hulle uitroep is: hoe lank sal dit duur voordat die regter opstaan om die oorwinning as sy eie te eis en om sy teestander te straf soos hulle verdien? Diegene wat so geoordeel moet word, word dan beskryf as hulle wat op die aarde woon en onder die aarde. Moet hier, soos byna altyd in die Apokalips, die goddelose aarde verstaan word. Diegene wat daarop woon is die goddelose. Daar kan opgemerk word dat al die goddelose ingesluit is. Dit word deur die beste kommentators aanvaar en dit verskaf 'n sterk argument in gunste van wat gesê is met betrekking tot die getal van diegene onder die altaar. Daar is al die goddelike wat behoort aan die tyd waarvan gepraat word. Hier al die goddelose. Vers 11. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee. En aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moet rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broers wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. Aan elkeen van hulle is wit klere gegee, 'n teken van hulle regverdiging en welbehae by God, van hulle oorwinning en triomf oor die dood, hulle vreugde en heerlikheid. En aan hulle is gesê dat hulle moet rus. Dit wil sê wag nog vir 'n kort tydjie. Al het hulle bloed intussen ongebraak gebly, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broers wat gedood sou word, ter verdediging van die evangelie soos hulle was vervul sou word. Dit wil sê hulle getuienis moes voltooi het, of totdat die getal van die martelare voltooi sou word volgens die bedoeling van die goddelike voorsienigheid, deur vervolgings 'n rukkie te laat gaan, totdat hulle die maat van hulle ongeregtigheid sou opgevul het, wanneer die martelare hulle volle beloning sou ontvang, soos ons sal sien. Vers 12, en ek het gesien toe die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed. Ek kyk nou na hierdie programme oor aardbewings en tsunamies en vuurspieënde berge. Dit is baie mooi dokumentêre programme op YouTube. En in een program oor aardbewing sê hulle dat die ouens wat hierdie goed ondersoek en hierdie goed bestudeer, sê dat hulle nou hierdie slim ouens sê dat hulle verwag 'n aardbewing wat wanneer hy gaan plaasvind, hy reg oor die wêreld gevoel gaan word. Hulle moet net die Bybel lees. Ek gaan die skrif weer lees. Vers 12, en ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het. En kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. Daai aardbewing gaan 'n geweldige invloed hê in die univers. Nou na hierdie kort gesprek maak die lam die 6de seël oop. Wat dan gebeur as te ware 'n voortgang van die antwoord op die gebed onder die vorige seël. 'n enorme aardbewing sal plaasvind wat die aarde in chaos sal verander. Dit word die slim ouens wat nie eers die Bybel glo nie, wat nie eers in Christus glo nie, voorspel dat ons op pad is na so 'n tipe van aardbewing. Hierdie magsdemonstrasie maak van die mense heeltemal onbeduidende nietige wese. Bo die aarde word dit swart en rooi. Die hele skepping het verander in 'n skrikwekkende dekor. Dit is moontlik dat wat hier beskryf word letterlik sal gebeur. Dit is ook moontlik, wat vir my na die eerste betekenis lyk, dat dit 'n simboliese illustrasie van sake is. Simbolies verteenwoordig die groot aardbewing 'n enorme revolusie wat veroorsaak dat die mense alles sal verloor wat aan hom sekuriteit en ondersteuning
verleen het. Met ander woorde, ek glo dit gaan 'n letterlike aardbewing wees, wat gaan veroorsaak dat die mens in 'n geweldige, enorme revolusie gaan beland, waar hy alles gaan verloor, wat normaalweg die grond onder die voete, want normaalweg is die grond onder die voete van die mens die veiligste ding in die lewe. Son, maan en sterre kan as simbole vir Jesus beskou word, wanneer hierdie hemelse voorwerpe hulle gloed verloor en swart en rooi word, beteken dit dat hierdie Jesus, wat doelbewus deur God gegee is om orde en lewe te bewaar, nou duisternis en dood veroorsaak. Met ander woorde, dis dinge wat ek glo gaan letterlik gebeur, maar wat ook 'n simboliese impak op aarde gaan hê. Vers 13 tot 17, die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word. Sy navye laat afval en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes, so duisende en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spelonke en die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren gekom en wie kan bestaan? Weet jy wat is hartseer? Hierdie dinge gebeur en nog wil die mens nie God aanbid nie. Nou kan jy vir my sê, ja, daai mense wat ons hiervan lees is die mense wat die merk van die dier gevat het. Hulle is vir ewig verlore. En dis hoekom hulle so optree en ek gaan met jou saamstem, dis waar. Maar daar gaan ook mense wees wat die merk van die dier nie gevat het nie, wat op hierdie stadium nog leef. En wat saam met hulle in die spelonke gaan en God gaan laster. Maar hierdie sterre blyk sekerlik 'n simboliese voorstelling van heersers te wees. As dit letterlik waar sou wees dat die sterre op die aarde val, dan sal niks van die aarde oorbly. Dat hulle op die aarde geval het, beteken dat hulle oorspronklike funksie verloor. Dis waaroor hulle bedoel was, as 'n oriëntasie vir die mens, en dit het verdwyn. Hulle wys nou hulle ware aard. Vroeger was hulle eerder en beheer as gevolg van sekere Christelike waardes. Hulle eie geregtigheid kom onder die beheer van magte wat hulle nie kan weerstaan nie. Bose mag sal die beheer oorneem. God neem as te ware sy hande van sy skepping af. Die gedagtes van die hemel, dit is aan God, word verdoesel sonder enige moontlikheid om daaroor ingelig te word. Jy kan immers nie 'n rol wat opgerol is lees nie. Daar is nie meer lig van bo nie, net morele duisternis, wat veroorsaak dat mense blind is vir enige goddelike leiding. En ek dink baie van hulle is vandag reeds blind vir enige goddelike leiding. Dit het tot gevolg dat elke berg en eiland uit hulle plek geskuif is. Dit het letterlik gebeur met die aardbewing, maar dit gebeur ook simbolies. Met betrekking tot die vorige verse, blyk dit dat dit ook simbolies beskou moet word. Dan verteenwoordig die berge ontsaglike, onbeweeglike magte en die eilande is beelde van kommersiële magte. Hulle verloor ook hulle gewone funksies en raak gedisoriënteer. Jy mag die beskrywing in hierdie vers letterlik opneem. In die 7voudige beskrywing sal jy die hele menslike geslag sien, van koning tot slaaf. Hulle is almal verstom en hulpeloos deur die uitskakeling van enige menslike regering. Dat hulle self wil wegsteek. Elke verskil in welvaart, rykdom, eer en sosiale posisies verdwyn. Geen van die ekonomiese, sosiale of politieke voordele bied enige beskerming teen hierdie oordeele nie. Hulle sal almal wegkruip in die grotte en tussen die rotse van die berge. Jesaja 2 vers 19 kan jy gerus gaan lees. Terwyl hulle daar sit, sal hulle steeds nie veilig voel teen die toren van die lam nie. As gevolg van die rampe onder die vorige seels, het hulle ontdek dat dit met God en die lam te doen het. Hulle begin God en self die lam in ag neem. Dit is die bewys dat ook die ongelowige mens innerlik bewus is dat hy met God as regter te doen het. Hy weet ook van die lam in sy toren. Hy dui daarop dat ons bevind in wat voorheen 'n Christelike deel van die wêreld was. Maar hoe bang hulle mag wees, hulle weier om te bekeer. Hulle wil nie aanvaar wat hulle altyd ontken het en wat hulle nou gedwing word om te erken nie. Hulle wil nie voor die lam neerbuig nie.
Hulle verkies dat die berge en rotse op hulle val. Hulle dink waarskynlik dat as hulle net sterf, hulle van God en die toren van die lam sal kan ontsnap. Dit sou ook na 'n tragiese en 'n fatale fout blyk te wees wanneer hulle geroep sal word om vir die groot wit troon te verskyn. Mense wat weier om te bekeer, is altyd verkeerd. Hierdie mense beweer dat die groot dag van die toren van God en van die lam aangebreek het. Maar dis nie waar nie. Daardie groot dag sal eers aangebreek het wanneer Christus verskyn. So tot op die einde lieg hulle vir mekaar. Baie dankie Vader dat ons in hierdie boek van Openbaring, al kyk ons na oordeele, al kyk ons na seels wat oordeele aandui, al kyk ons na moeilikhede, ons tog die heerskappy van Christus as die koning van die konings sal erken, sal sien en sal weet dat hy is in beheer. Vader, ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. Al wat nou oorbly is om te sê, gaan in die volgende afdeling, deel 21, gaan ons begin met hoofstuk 7. En al wat nou oorbly vir my om te sê is, gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. As jy gereed, maar as hy vertoeg om te kom, mag hy met U wees tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen.